Dankie dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending van ons Shabbat boodskap hier by Mikdas Benoni. En ek eer Abba Vader vir jou deelname, vir jou liefde en vir jou ondersteuning. En ek wil jou groet vanmôre, Shabbat Shalom, wees geseënd en mag jy vandag net Vader se hand in jou lewe ervaar, sy liefde, sy genade en sy barmhartigheid. Ek wil vandag met jou gesels oor 'n baie kontroversiële onderwerp en dis nogal 'n onderwerp wat vir my moeilik is om reg oor te dra, want ek weet ek gaan op party mense se tone trap en ek weet party mense gaan heel waarskynlik vir my kwaad wees. Dis oukei. Ek moet die woord bring, want die tema van my boodskap vandag is Christen, hoekom ek nie een is nie. Want jy sien, so maklik word ons oor die jare gekondisioneer met inligting of selfs die gebrek van inligting. En dan word ons gekondisioneer met dit om dan 'n leuen te glo wat oor die jare vir ons verkondig word. Maar ons moet vandag besef dat ons verkeerd geleer is en daarom is dit vir my belangrik om die waarheid aan jou te openbaar. Dit is vir my belangrik om dit uit te dra en dat ek en jy vandag net by die waarheid van God se woord sal kom sit. Nou hierdie is 'n baie belangrike ding wat ek nou vir jou gaan sê. Nou luister nou baie mooi. Yeshua het nie 'n nuwe geloof begin nie. Hy het nie 'n nuwe geloof begin nie. Yeshua het nie die Christen geloof begin nie. Christianity is nie deur Yeshua begin nie. Yeshua was verseker nie 'n Christen nie en het ook niemand geleer om 'n Christen te wees nie. So waar kom die term Christen dan vandaan? En wanneer het die Christen geloof begin? Sien, ons moet daardie goed gaan bepaal uit die hand van Vader se woord en nou natuurlik wat oor die jare gebeur het. En daarom wil ek jou vat na die woord, die boek van Handelinge, hoofstuk 11 vers 26. So teken hierdie aan in jou Bybel, gaan lees die hele hoofstuk 11, gaan lees dit en gaan kyk wat gebeur daar met betrekking tot die disippels, met betrekking tot die evangelie wat verkondig word. So gaan kyk wat gebeur in die boek van Handelinge, hoofstuk 11. So ek lees vir jou vers 26. In vers 26 sê die volgende: En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee, en die disippels is in Antiochia vir die eerste keer Christene genoem. So vir die heel eerste keer word die disippels, die volgers van Yeshua, word Christene genoem in 'n spesifieke plek met die naam van Antiochia. So Antiochia was nou natuurlik die derde grootste stad onder die Romeinse Ryk. Derde grootste. En hierdie stad was oorspronklik gevestig deur Alexander the Great. En die fondasie was gebou gewees op Griekse afgoderry. Dis waar hierdie stad se fondasie vandaan kom. En daar was soveel afgoderry in daardie stad, maar daar was ook baie Grieks sprekende Jode. So waar het die disippels nou natuurlik die mense geleer en die evangelie verkondig en waar het hulle by mekaar gekom? In die sinagoges. Want daar was soveel Joodse Grieks sprekende Jode wat daar was sinagoges gewees en hulle het in die sinagoges by mekaar gekom. Op watse dag? Op die Shabbat. Op die Shabbat. So dis waarmee die disippels besig was en toe in hierdie stad, in Antiochia, waar daar soveel afgoderry was, kom die term Christen vir die heel eerste keer voor. So die term Christen was nie aan hulle gegee deur gelowiges nie, dit was vir hulle gegee deur die wat in Antiochia bly, wat nou natuurlik afkomstig is van hulle pagan geloof, en nou natuurlik die afgoderry wat in hulle lewe is. So hulle was genoem Christen, en die gebruik daarvan was op 'n neerhalende wyse. In ander woorde, toe hulle gesê het, hoor hierso, ek sien julle is Christene, was dit eintlik op 'n neerhalende wyse gegee. En die woord Christen kom eintlik net 3 keer in die Bybel voor. Die eerste keer is in Handelinge 11 vers 26, ons het dit nou gelees.
waar die term Christen gegee is, waar hulle vir die heel eerste keer Christene genoem is, en hulle word dit genoem deur mense wat in afgoderry is, en wat nou natuurlik nie gelowig is nie. En die disippels, die volgers van Yeshua, word Christene genoem op 'n neerhalende wyse. Okay, so jy's 'n Christen. En dan in Handelinge 26 vers 28 kom dit weer voor waar Paulus met Agrippa praat, en Agrippa antwoord en sê, hoor hierso, jy beweeg my amper om 'n Christen te wees. Jy beweeg my amper. So met ander woorde, dit kom ook uit 'n posisie van neerhalendheid. En dan in 1 Petrus 4 vers 16 kom dit voor waar Petrus sê dat as jy ly soos 'n Christen, so daar is 3 kere wat die woord Christen in die Bybel voorkom. So en of dit nou op 'n neerhalende wyse is en of mense na die tyd dit aangeneem het en gesê het, maar ek is trots om 'n Christen genoem te word, want jy sien ek koppel my aan die Christus. Ek koppel my aan die gesalfde een. Maar as jy gaan kyk in die oorspronklike konteks van die woord, die gesalfde een beteken eintlik Messias in die Hebreëus. So met ander woorde, ek en jy is volgers van die Messias, en die woord Christen word afgebring van die woord Christos in die Grieks. So dat mense het hulle self gekoppel aan die gesalfde een, Yeshua, om te sê ek is 'n Christen. Maar die oorsprong daarvan kom op 'n neerhalende wyse om te sê, okay, so julle is Christene. So daarom is dit belangrik dat ons moet gaan kyk, en of jy dit nou gebruik en sê, maar ek noem myself 'n Christen, want dis wat die disippels genoem was, en dis wat hulle genoem was in Antiochia, en of jy dit nou aanneem op 'n positiewe manier, dis okay, maar kom ons gaan kyk, waar het die Christen geloof begin, en dan maak ons 'n bepaling, of jy jouself 'n Christen wil noem, en kom ons gaan kyk, hoe tree Christene op, en wat maak hulle op 'n daaglikse basis. So ek het nou vir jou gesê, waar kom die woord Christen vandaan? So kom ons gaan kyk, wanneer het die Christen geloof eintlik begin? Want onthou wat ek vir jou gesê het, Yeshua het nie 'n nuwe geloof begin nie. Yeshua het nie die Christen geloof begin nie. Hy het nie enigsins geleer dat ons moet Christene wees nie. Hy het nie enigsins dit oorgedra dat ons nou moet Christene wees en die Christen geloof op die been gebring. Dis nie wat Yeshua gedoen het. Yeshua het nie 'n ander evangelie verkondig nie. Hy het nie 'n ander geloof probeer op die been bring nie. So die Christen geloof het begin deur Emperor Konstantin in 313 na Messias met die Edict of Milan. En dan verder is dit bevestig met die Council of Nicaea in 325 na die Messias. So dis waar alles begin het en dis waar alles gedraai het, en met betrekking tot die pagan geloof wat so geïnfiltreer is onder die dekmantel van geloof. En dis waar die Christen geloof geskep is, en dis waar jy vandaan kry dat Kersfees op die 25ste Desember is, en waar Valentynsdag ook geïnkorporeer word met die geloof, en Halloween, en Nuwe Jaar, en Easter, en al hierdie pagan feeste word ingebring in die Christelike geloof, en daarom kry jy ook Lent, wat absoluut onbybels is, maar dit word deurgebring deur die Christelike geloof. Want dink so 'n bietjie daaraan, die wat sê hulle behoort aan die Rooms-Katolieke Kerk en die paus en al sy gevolg en alles in terme van die Rooms-Katolieke Kerk sê dat hulle is Christene. So as hulle sê hulle is Christene en daar is soveel paganism in hulle geloof, dink jy ek wil dieselfde konnektasie maak om te sê maar ek is 'n Christen? Nee. So wat was die volgers van Yeshua genoem? Wat was hulle genoem gewees? Ek gaan vir jou 5 skrifte gee, en jy kan hierdie gaan ondersoek, jy kan dit gaan merk in jou Bybel, gaan kyk daarna, wat die disippels of die volgers van Yeshua nou natuurlik genoem was. Hulle was volgers van die weg. Volgers van die weg. Ek lees vir jou Handelinge hoofstuk 9 vers 2, en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy
sodat as hy mense sou vind wat van die weg was. Mense sou vind van wat? Van die weg. Met ander woorde, die volgers van die weg, en hierdie is in hoofletters, van die weg, manne sowel as vroue, het manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kom bring. So hier praat dit van Paulus, waar Paulus besig was om die volgers van die weg te vervolg. Die wat Yeshua nou natuurlik volg, want die woord sê baie duidelik dat hulle word genoem die volgers van die weg. Handelinge 19 vers 9, maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere tirannis samespreking gehou. So hier word weer melding gemaak van die wat die volgers van die weg is. Handelinge 19 vers 23. Omtrent hierdie tyd het daar geen kleine opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Weereens praat hy van die weg. Met ander woorde, die volgers van die weg, die geloof in Yeshua was genoem gewees die weg. Handelinge 24 vers 14, maar dit erken ek voor u dat ek volgens die weg wat hulle 'n sekte noem, so die Elohim van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskrywe is. Weereens, hy praat hier volgens die weg, in hoofletters, hy praat van met betrekking tot die geloof in Yeshua, en dat ons volgers is van die weg. En kyk wat sê Paulus, hy sê, maar dit erken ek voor u dat ek volgens die weg wat hulle, dis nou natuurlik die Fariseërs en die Sadduseërs 'n sekte noem, so die Elohim van my vaders dien. Met ander woorde, dit wat Yeshua vir ons kom leer het, met betrekking tot die woord, tot die Torah, tot die insettinge, die verordeninge van Yahweh, en dat ons Yahweh, ons Elohim moet dien. En nou kom hy verder en hy sê, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is. So hier sê Paulus, ek is 'n volger van Yeshua, en ek dien die Elohim van my vaders. Met ander woorde, ek het nie nou uit 'n ander geloof uitbeweeg, aan 'n ander geloof begin betrokke raak nie. Ek dien die Elohim van my vaders. Ek is nog steeds in dieselfde geloof, dit wat Yeshua vir ons kom oordra het, om te sê, ouens, ek is die Alfa, die Omega, en ek wil hê dat julle moet weet, dat ek is God wat in die vlees kom manifesteer het. Ek is Immanuel, God met julle. En dit wat in die profete en in die wet geskrywe is, kom ek en ek kom openbaar dit, en dit waarvan dit skryf eintlik van my, sê Yeshua. So in ander woorde, Paulus sê, ouens, hier's nie 'n nuwe geloof nie. Dis nie 'n nuwe geloof nie. Ons is volgers van die weg, ons is volgers van Yeshua, en ons glo en ons dien die Elohim van ons vaders, terwyl ons alles glo wat in die wet en die profete geskrywe is. So ons doen nog steeds dit wat in die woord opgeteken is, in terme van ons gehoorsaamheid. Handelinge 24 vers 22, toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy noukeuriger genoeg met die dinge van die weg bekend was. Met ander woorde, hy het presies geweet wat dit beteken om 'n volger van die weg te wees. Nou waar kom hierdie konsep vandaan van die weg, en dat ons is volgers van die weg? Waar kom dit vandaan? Ons weet natuurlik dat Yeshua het baie duidelik gemaak dat hy is die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En toe Yeshua dit sê, en hy openbaar dit, het hy eintlik homself kom openbaar, soos wat in die tabernakel opgeteken is. Want die tabernakel wat gebou is in die woestyn, almal het geweet, die Jode het geweet, dat wanneer jy inbeweeg in die buitenste hof, dan beweeg jy deur die voorhangsel, dan is daar pilare, jy beweeg deur die voorhangsel, daai voorhangsel word genoem die weg.
Dan as jy in die buitenste hof is en jy beweeg dan deur na die heiligdom, dan is daar weer pilare en dan is daar weer 'n voorhangsel en jy stap daardeur en daai voorhangsel word genoem die waarheid. En wanneer jy in die heiligdom is en die priester wil inbeweeg een keer 'n jaar om die bloed te sprinkel op die versoensdeksel op die dag van versoening op Yom Kippur, dan beweeg hy weer eens deur die voorhangsel en daar's weer eens pilare en hy stap daardeur en daardie voorhangsel word genoem die lewe. En dis presies wat Yeshua kom sê het. Hy sê ouens, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na my toe behalwe of na die Vader toe behalwe deur my nie. Met ander woorde, die enigste toegang tot in die allerheiligdom is deur Yeshua. En die oomblik toe hy gesterwe het en hy blaas sy laaste asem uit en hy roep uit, Vader, in u hande laat ek nou my gees. En die oomblik toe hy dit doen, toe skeer die voorhangsel van bo tot onder. Met ander woorde, dit simboliseer dat ons het nou toegang tot in die allerheiligdom deur Yeshua, sy dood, sy opstanding en sy bloedofferwerk. So Yeshua kom openbaar dit, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar hier is my vraag. As Yeshua dan 'n Jood was of is, hoekom is ons dan Christene? As Yeshua dan 'n Jood was of 'n Jood is, hoekom is ons dan Christene? Want as hy nie 'n nuwe geloof begin het nie, hoekom is ons dan Christene? So, wat beteken dan die weg? As Yeshua aan ons kom openbaar, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en die disippels was die volgers van die weg, en dis wat hulle genoem was, en daar is vir my baie meer gesag in die woord om te sê dat hulle is volgers van die weg, as wat daar gesag is in die woord om te sê hulle is Christene. So wat beteken dan die weg? Dit beteken, as ek en jy die volgers van die weg is, dan beteken dit, ons wandel anderste as wat die wêreld wandel. En ons wandel selfs anderste as wat Christene wandel. Want hier sê die woord, Matteus 7 vers 13 tot 14, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort, en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Met ander woorde, kom ek verduidelik gou iets vir jou. Dit beteken nie dat daar is nou 'n verskriklike breë pad wat na die verderf lei en daar is miljoene mense daarop nie. Inteendeel, glo ek met my hele hart, daar is enorme groot hoeveelheid mense wat wandel in die waarheid. En alhoewel ons 'n remnant genoem word, is daar 'n groot hoeveelheid mense wat wandel in die waarheid. As jy gaan lees die boek van Openbaring, dan sal jy sien, daar is 'n ontelbare menigte wat voor die lewende God staan. 'n Ontelbare menigte. Met ander woorde, daar is 'n klomp mense wat wandel in die waarheid. En alhoewel daar 'n klomp mense is, miljoene mense wat op die pad van die verderf is, beteken dit nie dat hierdie pad is nou so groot om al daai mense op te pas nie. Wat dit eintlik beteken, is waar hy sê, breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Dit beteken eintlik anything goes. Met ander woorde, waar jy op hierdie pad wandel, kan jy maar alles, kan nou maar saam met jou gaan. Al die sonde, al die ongeregtigheid, al jou kompromie en alles wat jy nou maar kies van hierdie wêreld, is welkom op daardie pad. So anything goes. En kyk wat gebeur vandag in die normale Christendom en in die algemene kerk, kyk wat gebeur, anything goes. Anything goes. Want jy sien, solank ons inclusive is, en solank ons toelaat dat mense kan inkom, en is okay, hulle kan nou maar rook, want ons gee rookkamers, dis okay, hulle kan nou maar drink, want ons sit die biertent op, en is okay, hulle kan nou maar deel wees van die sekulêre wêreld, want ons nooi somme sekulêre kunstenaars om te kom optree, want jy sien, ons wil fondsinsameling hê, want jy sien, ons wil sekere goed doen, en ons moet seker maak, dat die kerk het darm finansies. Weet jy,
Ek het geondervind in my lewe, wanneer ek en jy hou by die woord van Skepper lewende God, en waar 'n gemeente deur die Gees van God gelei word, en die waarheid verkondig, het jy nooit nodig om fondsinsameling te doen nie, want Vader sal jou seën. Halleluja! Vader sal jou seën. So mense, dit is baie belangrik dat ek en jy sal kyk na wat die woord van God sê, want hy sê aan ons baie duidelik dat breed is die pad, met ander woorde, anything goes. En is okay, want solank die dominee nou maar drink, of die pastoor rook, of die leraar met 'n buiteegtelike verhouding besig is, dan kan die gemeente dit ook mos maar doen. So then anything goes. En dis die normale Christendom wat daar buite is, maar die woord sê, want die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei. Met ander woorde, daar is nie plek vir enige sonde en ongeregtigheid op hierdie pad nie. Daar's nie plek nie. Daar's nie plek vir jou kompromie nie. Daar's nie plek vir 'n ander sienswyse nie. Daar is nie plek vir 'n ander leerstelling op hierdie pad nie. Hierdie pad is die nou pad wat ek en jy moet loop. Dis die weg wat Yeshua vir ons kom baan het, om te sê, ouens, hou by die woord. Dis hoekom Yeshua gesê het, hy sê vir die volk, hy sê, alles wat die Sadduseërs en die Fariseërs vir hulle sê om te doen, doen dit. Maar moenie doen wat hulle doen nie. In ander woorde, daar is mense wat die woord verkondig, en Yeshua openbaar dit, hy sê, hierdie Fariseërs en Sadduseërs, hulle verkondig die woord, en is reg, en is great, en hulle sê vir julle, hoor hierso, julle moet die gebooie van Elohim, moet julle doen. So, doen dit wat hulle vir julle sê, maar moenie doen wat hulle doen nie. So dit sê vir my, daar's mense wat een ding sê, en 'n ander een ding doen. Daar's mense wat die woord lees, maar hulle tree nie op, soos wat in die woord opgeteken is nie. Nou sê die woord in Jeremia 6 vers 16, so spreek Jahwe, staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin. Waarin moet ek en jy wandel? In die ou paaie, en die goeie weg. Maar kyk wat gebeur hier. So wanneer ek en jy daarin wandel, sal ons rus vind vir ons siele, maar luister gou wat sê die moderne Christendom. En die vers maak klaar, hy sê, maar hulle het gesê, ons wil nie daarin wandel nie. Wie sê dit vandag? Kan ek vir jou sê, wie sê dit? Die moderne Christendom. O nee, ons het nie nodig om die wet te onderhou nie. O nee, ons is onder die genade, mense. Ons het nie nodig om die Shabbat te onderhou nie. Ons het mos nou nie meer nodig. Yeshua het ons vrygemaak. Nee, dis aan 'n kruis vasgenaal. Ons het nie meer nodig om die feeste te onderhou nie. Oog, dis so terloops, dis vir die Jode. Nee. Want as ek en jy 'n volger is van die weg, wie volg ons? Ons volg 'n Jood. Net so terloops. Ons volg iemand wat gebore is uit Israel, wat gebore is in Israel, wat nou natuurlik gebly het in Nasaret, wat geloop het langs die see van Galilea, wat gebid het op die berg van die Olyfberg, wat nou natuurlik in die tuingraf gelê is, wat opgestaan is, en hy het opgevaar vanaf die Olyfberg. En weet jy waar kom hy terug? Weet jy waar gaan hy sy voet neersit? Hy gaan sy voet neersit op die Olyfberg, daar waar hy vertrek het om verheerlik te word, daar gaan hy weer sy voet terugsit. Hy kom nie terug na Kempton Park toe, of Benoni, of KwaZulu-Natal, of die Kaap nie. Hy kom terug na Jerusalem. Dis waartoe hy kom. So mense, ek en jy, dien die God van hemel en aarde, en nou natuurlik, ek en jy moet weet dat hy's gebore in Israel. Nou sê mense, o nee, maar ons het nie nodig om dit te doen nie, dis Joods. Dis Joods. Nee, die woord sê vir my baie duidelik, dat ek en jy is ingeënt in die makolyfboom. Ons is ingeënt en ons vorm deel van Israel. Daar is nie nou 'n vervanging nie. Daar's nie nou 'n vervanging nie. Die moderne Christendom wil iets anders te kom leer en hulle sê nee, ons wil nie daarin wandel nie. Die woord sê vir ons, staan op die weë, kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, wandel daarin, julle sal rus vind vir julle siele. Maar die moderne Christendom sê, nee, ons wil nie daarin wandel nie. Nee, kom ons sit 'n bietjie rookmasjiene op. Kom ons sit so 'n bietjie ligte en ons maak die plek donker. En ons nooi die jong mense, en is okay, kom ons kry vir ons 'n pastoor wat so getattoo is,
en dat hy sy moue oprol, en dat hy vir almal kan wys hoe hy getattoo is, en dan moet daar sommer 'n skrif opgetattoo wees, Filippense 4 vers 13. En kom ons kry vir ons so 'n jong hippie pastoor, hy moet sommer oorbelle ook in sy ore hê, want jy sien, hy gaan mos nou die mense intrek. Nee, dis die gees van God wat mense trek na die teenwoordigheid van Jahweh. Maar jy sien moderne Christendom, hulle sê nee, ons wil nie hierin wandel nie. En die oomblik wanneer jy praat van heiligmaking, die oomblik wanneer jy praat van gehoorsaamheid, die oomblik wanneer jy praat van die woord van God en dat jy daar volgens moet wandel, dan is dit onpopulêr. O nee, julle is nou besig met wettisisme. Nee, julle is nou te wetties. Nee, ons is besig om die God van hemel en aarde te verheerlik, want jy sien, in my geloof verwag die lewende God dat ek moet gehoorsaam wees. Kyk wat gebeur hier, ek wil gou vir jou iets lees. Julle ken die persoon met die naam van Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was, hy's 'n Hindoe gewees, 'n baie prominente Hindoe gewees, hy wat geveg vir menseregte, hy was hier in Suid-Afrika ook gewees in die apartheidsera, hy was nou natuurlik toegesluit gewees, en hy het nou natuurlik Christene geobserveer. Hy het Christene geobserveer, en Mahatma Gandhi kom tot hierdie gevolg. Hy sê die volgende, nadat hy nou Christene geobserveer het, hy sê die volgende, I like your Christ, but I don't like your Christianity. Want Mahatma Gandhi het nou natuurlik die Bybel gelees, en hy lees die leringe van Yeshua, die bergpredikasie, en hy lees dit, en dit tref hom in die hart. Hy lees dit, en dit het iets veroorsaak in sy hart, maar nou begin hy om Christene te observeer, hy hou hulle dop. En hy kom tot hierdie gevolg, hy sê, I like your Christ, but I don't like your Christianity. Want hy het agtergekom dat daar's mense wat dinge doen wat nie in die woord opgeteken is nie. Want jy sien mense, Christene, wat hulle self Christene noem, leef nie soos wat dit in die Bybel opgeteken is nie. Hy sê verder, hy maak hierdie verklaring, hy sê, if it weren't for Christians, I'd be a Christian. In ander woorde, hy kyk na gelowiges, en ongelukkig het hy na die verkeerde Christene gekyk, en hy kyk na hulle, en hy kom by die gevolg, maar hoor hierso, dit wat in die woord opgeteken is, word nie uitgeleef deur hierdie mense nie. Word nie uitgeleef nie. En vandag sit ons met hierdie probleem, dat dis 'n tendens ook in die kerke, of onder geloof in hierdie wêreld. 'n hele klompie jare terug, ek het net tot bekering gekom, baie jare terug, nou kom ek by 'n groepie mense, wat nou 'n huissel het, en ek skakel toe daarin, en dit was nie deel gewees van die gemeente wat ek was nie, dis 'n ander gemeente, dis nou vriende van my wat ek nou geken het, en ek skakel daarin die een woensdag aand, en nou is ons daar, en ons lees die Bybel, en yes, dit gaan great, en is fantasties, en almal lyk so goed, en praat die regte taal, en klink amazing, asof hulle die lewende God dien in gees en in waarheid, en ons breek toe net vir 'n koffietjie, en die vrou staan toe op, sy is in haar kombuis, die man en die vrou, en hulle maak die kaste oop om die koffie uit te haal, toe staan die drankbottels. Nou staan ek hier, en dan kyk ek hierdie besigheid, so ek dog, wat op dese aarde? Hoe kan jy sit met die Bybel, maar jy drankbottels in die kas, en jy sou okay daarmee? Hoe kan jy sit met die Bybel en 'n verhouding met hom wil hê, en verwag dat hy jou moet seën, maar jy tree op teenoor die woord, en daar's drankbottels in jou kas? En ongelukkig lyk ons as Christene, lyk ons so. Want ons sê een ding, maar daar's pornografie op ons foon. Ons sê een ding, maar daar's 'n buite-egtelike verhouding waarmee ons besig is. Ons sê een ding, maar ons vloek wanneer ons in die kar is, en ons gooi vingers, en ons gooi signs, en ons haal mense uit met ons mond, en ons sê, maar ons is Christene. So ouens, dis baie belangrik dat ek en jy sal weet wat die woord sê. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Maar pastoor, almal doen dit.
Pastoor, almal doen dit. Ons volg nou maar die model van die moderne Christendom en hierdie megakerk het soveel sukses. So nou doen ons nou maar wat hulle doen. Nee, ek en jy kan nie saam met die stroom gaan nie. Ons moet omdraai en ons moet teen die stroom begin beweeg, want daar's 'n weg wat vir ons as mens reg lyk, maar op die ou einde van die dag gaan ons kom en Vader gaan vir ons sê, soos wat hy sê in sy woord in Matteus hoofstuk 7 vers 21 tot 23, waar hy gaan sê, gaan weg van my af. Ek het julle nooit geken nie, julle wat die ongeregtigheid werk. Kom ek gee gou vir jou 'n paar redes. Hoekom ek nie 'n Christen is nie. En ek maak hierdie verklaring. Ek is bold genoeg om te sê, ek is nie 'n Christen nie. Ek is bold genoeg om dit te sê. Want as ek kyk na die moderne Christendom en ek kyk na Christene, dan kom ek agter, weet jy wat, ek pas nie daarin nie. Want ek is 'n volger van Yeshua en sy woord sê vir my, ek moet iets anders te doen en ek moet anders te optree en ek moet seker maak ek is gehoorsaam aan sy woord. So dis hoekom ek kyk na die moderne Christendom en ek sê, weet jy wat, ek pas nie daarin nie. So omdat Christene doen wat nie in die Bybel staan nie, is ek nie 'n Christen nie. Want as jy nou kyk, dan natuurlik, wat se dag was nou onlangs verby gewees? Dit was nou natuurlik die feesviering gewees van Valentyn. So ek weet nie hoekom as mense so behep om in die tuin te val nie, val in die tuinsdag, maar dis eintlik Lupercalia wat verchristelik word en daar's nog vele ander. Daar's Kersfees, daar's Easter, daar's Halloween, daar is Moedersdag en Vadersdag en daar's 'n klomp pagan feeste en pagan geconnected dae wat die Christendom inbring. En nou ewe skielik gaan dit net oor die mens. En is dieselfde en ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie daarvan om opgehemel te word nie. Daar's nou natuurlik onder die kerke, onder die gelowiges, onder die Christene, laat ek dit nou maar so stel, is daar 'n Pastor Appreciation Day. Nee. Ek kan nie opgehemel word nie. Hoekom doen ons nie net 'n dag waar ons Abba Vader vereer en verheerlik nie? Net so terloops, daar is 'n dag en dis Shabbat. Ek meen regtig. Nou is daar 'n Pastors Appreciation Day. Nee, moenie vir my 'n boodskap stuur of moenie my appreciate nie. Nee, appreciate the living God. Dis wat in ons lewe moet wees. Want die woord sê vir ons baie duidelik. Amos 5 vers 22, ek haat en ek versmaad julle feeste. En ek het geen welbehae in julle feeste nie. So wie se feeste is dit? Hy praat baie duidelik, hy sê ouens, julle feeste kan ek nie verdra nie. Julle feeste. So dis nie die 7 feeste van Jahwe nie, want die 7 feeste van Jahwe is opgeteken in die boek van Levitikus, en hy sê baie duidelik daar, hy maak 3 keer die melding, hy sê, dis my feeste, dis my feeste, dis my feeste. Hy sê dit 3 keer. So mense, hier sê die woord dit baie duidelik, dit wat die mens inbring, nou natuurlik om te verchristelik, sê die woord, ek haat dit. Jesaja 1 vers 13, bring nie meer skynheilige offergawes nie, gruwelike reukwerk is dit vir my, nuwe maande en Shabbatte, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Met ander woorde, ek kan nie Jahwe dien en fees wil vier en dalk sy Shabbat wil onderhou, maar daar's ongeregtigheid in my lewe nie. Of ek wil die Paasfees vier, maar die konneksie daarvan is pagans en nou wil ek Vader vereer en hy sê, maar hoorie so, julle is besig met skynheilige dinge. Want luister, ek verdra geen ongeregtigheid met 'n feestyd nie. So wanneer ons fees vier, dan moet ons dit doen soos wat Vader dit wil hê. Wanneer ons besig is met die feeste van Jahwe, wil Vader hê ons moet dit doen soos wat hy dit wil hê. Nie met ons manier of met ongeregtigheid nie, want hy sê dis skynheilig. Wanneer ek en jy ook nie eers gehoorsaam is aan Vader in terme van sy Shabbat nie, dan is dit skynheiligheid. Dan is dit ongeregtigheid.
Want die woord is baie duidelik, Jesaja 58 vers 13 tot 14, as jy jou voet terughou van die Shabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Shabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van Jahwe hooghou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake te soek nie, of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in Jahwe, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van Jahwe het dit gespreek. So, wie het dit gespreek? Die mens of Jahwe? Jahwe het dit gespreek. Met ander woorde, hy sê vir ons as mens, ek en jy moet funksioneer soos wat hy wil hê in terme van die Shabbat. Jy sien, en Christene is so religious, en die woord waarsku ons teen dit. Want hulle is so religious, en hulle doen al die regte goed, en hulle klink goed, en hulle klink great, maar wanneer dit kom by die uitvoering daarvan, is dit buite die woord van God. So hulle is so religious, nou sê die woord 2 Timoteus 3 vers 5, en hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het, keer jou ook van hierdie mense af. Sodat 'n gedaante van godsaligheid, want jy sien, ek het die label van Christen, en ek gaan kerk toe, en die pastoor sien my raak, en ek was daarom die Sondagoggend daar, en ek was die Sondag aand daar, ek was in die week, was ek by die selgroep gewees, of by die bidtier, en die pastoor het my gesien, so my naam is daar, en ek het my 10de betaal, so ek koop my weg hemel toe. Nee, want jy sien, dis 'n gedaante van godsaligheid. Wanneer jy 'n liefde het teenoor Vader en jy funksioneer op die regte wyse, dan beteken dit jy's gehoorsaam aan sy woord. En jy kan nie jou weg koop hemel toe nie, nee, jy gee met 'n blymoedige hart en jy saai die saad daar waar jy jou geestelike voedsel vind. Hele klompie jare terug by 'n ander gemeente, toe kom ek dinge agter by die gemeente. En ek kom dinge agter en ek sien dat mense wat nou natuurlik die grootste 10de betalers was van die gemeente, het die grootste sonde in hulle lewe en die pastoor is okay daarmee. Pastoor is okay daarmee. En ek kom agter, maar hierdie persoon word so gefywer maar daar's sonde en ongeregtigheid in sy lewe en hy steek dit nie eens weg nie. En is okay, en hy dan word gevra om te bid, en hy kry die mic om te praat, en hy kry die mic om te bid, maar daar sonde en ongeregtigheid in sy lewe, en die pastoor is okay daarmee. Nee. Wanneer ek en jy die God van hemel en aarde dien, dan moet ons dit dien in gees en waarheid. 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4 sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Dis hoekom jy baie mense kry wat staan op 'n platform onder die dekmantel van die Christelike geloof en dan sê hulle vir julle, ouens, dis nie nodig om die Ou Testament te lees nie. Dis nie nodig, ons is mos nou onder 'n nuwe verbond. Ons is 'n nuwe testamentiese Christen, wat ook al dit beteken. Want as ek kyk na die nuwe verbond, dan gaan ek terug na Esegiel 36 vers 26, wat sê, en ek gee vir julle 'n nuwe verbond. En ek sal vir julle 'n hart van vlees gee, die hart van klip sal ek wegneem, en ek sal my wet op julle harte skrywe, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge en my verordeninge wandel. Dis die nuwe verbond, ouens. So die nuwe verbond is eintlik die ou verbond vernuwe in die bloed van Yeshua. So niks het verander nie. Niks het verander nie. Daar's eintlik net 'n beter belofte, daar is 'n beter seën wat ek ontvang. Ek moet nog steeds gehoorsaam wees, ek hoef nie meer die offers te bring nie, ek hoef nie meer die seremoniële wet te volbring nie, want Yeshua is die perfekte offer, maar ek as gelowige moet nog steeds gehoorsaam wees aan sy woord. Maar jy sien, die genade boodskap word oorgedra en dit word gegee as 'n verskoning om sondig te lewe en sonder gehoorsaamheid aan die instruksies van Jahwe.
So die genade boodskap word holrig gery. En Judas 1 vers 4 sê dit, want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskrywe is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van ons Elohim verander in ongebondenheid, met ander woorde losbandigheid. En die enigste heerser Elohim en ons meester Yeshua, die Messias, verloon. So Christene gebruik volop vervangingsteologie om by hulle woord uit te kom. Hulle gebruik vervangingsteologie wat Israel vervang met die kerk, om te sê, nee, maar ons is nou onder die genade, en die kerk het Israel vervang, en Yeshua kom terug vir die kerk, en dan dink ek regtig, as Yeshua moet terugkom vir die kerk, dan bly 90% van hulle agter. Want jy sien, mense het die verkeerde en verwarrende dogma en leerstelling het hulle ingebring wat nie in die Bybel is nie. En die vervangingsteologie het nou natuurlik ingekom in die 1800s en is dieselfde wat ingebring is ook daardie leerstelling van daar is 'n pre-tribulation rapture. En Vader sê in sy woord vir ons baie duidelik in Matteus hoofstuk 24 vers 13, hy sê die wat volhard tot die einde toe sal gered word. En nêrens in sy woord is daar enigstens 'n verklaring dat die kerk vir Israel vervang het nie. In ander woorde, dit wat geld vir Israel geld vir my. Dit wat geskrywe is in die woord in terme van Israel geld vir my. En daarom sê die woord dit baie duidelik, Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Weet jy hoe lees die Christene dit? Hulle lees hierdie en hulle sê ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Ouens, kan julle sien die wet is weggedoen? Regtig? So dis hoe die Christene lees. Dan dink ek, okay, ons moet die skoolgeld weer gaan terugvra, want mense kan heel waarskynlik nie lees nie. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of profete te ontbind nie. Wat beteken dit? Dit beteken hy gaan nie dit wat reeds geskrywe staan onklaar maak nie. Hy het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Wat te vervul? Die seremoniële wet. Dit wat in terme van die offers nodig was om vervul te word, en ook die profeseë in terme van Yeshua het hy kom vervul. Dis wat hy kom vervul het. So iemand wat 'n volger is van die weg, is iemand wat waarlik anders is en ook afgesonderd lewe. Nou wil ek jou vra, is jy 'n volger van die weg? Of is jy 'n Christen? As jy 'n volger is van die weg, dan geld hierdie skrifgedeelte vir jou. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? In ander woorde, watter deelgenootskap het die volgers van die weg wat wandel in geregtigheid met die Christene wat funksioneer in ongeregtigheid? Watter deelgenootskap? En watter gemeenskap het die lig met duisternis? En watter ooreenstemming het Messias met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van Elohim met die afgode? Want jy sien, ek en jy is die tempel van die lewende God. So wat het die tempel van God te make met afgodery? En as jy gaan kyk, dan sal jy sien, daar's 'n kersboom op kerke se platforms, of daar's versierings oor Easter, en daar loop somme tussen die banke, loop daar rond, mense met 'n mandjie, en hulle deel eiers uit, en 'n paashaas, en al die goed by die gemeente. Dan dink ek, wat se aandeel het die tempel van die lewende God met afgode? Soos Elohim gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek Yahweh. Met ander woorde, ek is nie 'n Christen nie. Ek is 'n volger van die weg. Die woord sê, gaan uit onder hulle uit. Net soos wat die woord sê in die boek van Openbaring hoofstuk 18 vers 3, hy sê, gaan uit haar uit my volk. Kom uit Babylon uit. Kom uit Babylon uit.
En sê, gaan onder hulle uit en sonder julle af spreek Jahwe, raak nie aan wat onderin is nie en ek sal julle aanneem en ek sal vir julle Vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees. Spreek Jahwe die Almagtige. Halleluja! So Jahwe sê dit, hy sê vir ons ouens, ek wil hê dat jy moet afgesonderd wees. Jy kan nie deel wees van hierdie wêreld nie. Jy kan nie lyk soos wat die Christene lyk nie, want die Christene lyk soos die wêreld. En hulle praat soos die wêreld. So ek en jy moet vandag 'n besluit maak. Either ons gaan saam met die hoofstroom of ons gaan teen dit. Either ons gaan saam of ons gaan teen dit. Ek is lief vir die lewende God. En ek is so lief vir hom dat ek hom wil volg soos wat hy gevolg wil word. En ek is te lief vir hom om te sien dat enige persoon verlore gaan onder die dekmantel van Christendom. En daarom bring ek hierdie skrif vir jou. Openbaring 22 vers 14, hy sê, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Met ander woorde, ek en jy het toegang tot die allerheiligdom. Ons het toegang tot die gawe van die ewige lewe en ons kan die boom van die lewe eet, sodat ek en jy vir ewig kan lewe en ons kan inbeweeg in die poorte van die stad, so ons is welkom in Vader se teenwoordigheid. Hoe? Deurdat ek en jy sy gebooie doen. En dis die verskil tussen die volgers van die weg en die Christendom. Dis hoekom ek sê, ek is nie 'n Christen nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek is nie 'n Christen nie. En as jy vandag hierdie besluit wil maak om te sê, Vader, ek is nie meer deel van die hoofstroom nie. Ek is nie meer deel nie en ek gaan nie meer deel vorm deur te luister wat hulle sê het nie, deur die boodskappe en die predikers se inligting te vat, maar die kersboom staan daar en hulle is besig met Easter en met Valentine en al daai goed, maar ek kyk dit nou maar verby en ek neem nou maar aan dit wat hulle sê. Nee, want dan vorm ons deel van die hoofstroom. So as jy deel vorm van die hoofstroom, dan beteken dit ek en jy moet vandag die besluit maak om te sê, klaar met dit. En ek gaan 'n volger van die weg wees om Yeshua te dien in gees en in waarheid en om te doen dit wat die woord vir my sê om te doen. Halleluja, as jy vandag 'n volger van die weg wil wees, wil ek saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid, net of jy is. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie vir u woord. Dankie dat ons vandag net by u woord kan uitkom en dat u met ons kom praat hard en duidelik. Vader, want as ek kyk na die wêreld en ek kyk na die moderne Christendom, dan is dit 'n skok hoe mense lewe buite die woord van God en hulle noem dit Christelik. Hulle noem dit geloof. Vader, ek kan nie insien dat mense buite die raamwerk van God se woord optree en hulle dink u moet dit aanvaar nie. U moet okay wees daarmee nie. Nee. Vader, ek bid vandag vir elke persoon wat ingeskakel is. Elke persoon wat na hierdie woord geluister het, Vader, dat u in ons lewe sal kom herskep. 'n Geloof in Jahwe ons Elohim, dat ons volgers van die weg sal wees. Vader, dat ons die woord sal raak sien soos wat u dit kom skrywe het, dat ons sal wegdoen met die normale Christendom en dat ons vandag die besluit sal maak om gehoorsaam te wees aan die woord van Skepper lewende God. Vader, want my geloof in Yeshua word beproef deur of ek wandel in u woord, of ek wandel op die nou pad. Vader, want u woord verklaar dit, dat breed is die pad wat lei na die verderf, en dit beteken anything goes. Nee, Vader, ek wil ontslaa raak van hierdie dinge, en ek wil in gehoorsaamheid en geregtigheid wandel. Ek wil uit daar uitkom soos wat u woord sê, en ek wil afgesonderd lewe. Vader, ek wil uit Babylon uitkom, sodat ek geseënd kan word deur die hand van Jahwe, ons Elohim. Vader, versterk ons vandag. En ek weet ons het 'n fight en dis nie maklik om hierdie pad te stap nie. Dis nie maklik nie, Vader, want die Christendom kom teen ons as ware gelowiges, want dis hulle wat ons aanval. Nie die wêreld nie. Dis Christene wat ons aanval. Dis Christene wat vir ons sê ons is
Ons is verlore en ons is besig met Joodse dinge en ons is besig met fabels en ons is besig met 1000 dinge. Dis Christene wat ons aanval. Vader, help ons dat ons met wysheid en met insig en met geloof sal funksioneer. Dankie Vader. Ek bid vir elke persoon dat U ons sal versterk in ons binneste, dat ons hierdie pad sal stap om die lewende God al die lof en al die eer en al die aanbidding. En dis my gebed, my uitroepe in die wonderbare, die heilige, die soewereine naam van ons Meester Yeshua. En ons gees roep uit, halleluja, halleluja. Dankie dat jy ingeskakel was op hierdie Shabbat. Geniet jou Shabbat verder. Wees geseënd. Shalom.